Here, wat 'n voorreg is dit nie om vanoggend U te kom vier nie. Here Jesus, dankie vir die prys wat U betaal het. Nie my wil nie, maar U wil, my Vader. Here, met 'n dankbare hart kom ons vanoggend voor U. En ons het U lief, Here. Net daar waar jy sit of staan, sê net vir die Here hoe dankbaar jy is, dat hy vir jou gesterf het, dat hy jou gered het, toe jy nog 'n sondaar was, ver van hom af. Dankie daarvoor, Here, onverdiens. Dankie, Here, onverdiens. Kom red U ons. Here, kom bid vanoggend dat ons onsself as 'n lewende offer vir U sal gee, aanhoudend. Want dit is al wat ons kan teruggee. Dis ons lewens. Kom seën vanoggend, Here, help ons om die prys te verstaan. Ons die lief, Here. In Jesus naam vra ek dit. Amen. Sy goeiemôre vriende. Baie dankie. Sy saam my opgewonde oor vandag. Okay. Verskoon my stem so bietjie. Ek het 'n Malawi verkoue teruggebring. Nou dit kan enigiets wees. Halleluja. Ek wil vanoggend met jou gesels oor die prys wat Christus betaal het vir jou. As ek vir jou vra, wat is jy werd? Wat is jy werd? Wat sal jou antwoord wees? As jy met alle eerlikheid vir jouself nou sê, wat is ek werd? Net jy kan dit antwoord. Net jy kan dit antwoord. Ek wil iets duidelik maak, dat die prys wat Christus vir jou betaal het, daai prys, maak jou baie werd. Maak jou regtig baie werd. Maar as jy nie besef wat jy werd is nie, gaan jy nie optree soos iemand wat werd is nie. En ek kom hier die hele week, berei voor en bid vir julle, en ek voel hoe die Here vanoggend vir my sê is, dat die prys van die lam, nie die prys van skaapvleis nie, die prys van die lam, dis jou waarde. Dis jou waarde. Maar ek moet iets regkry by jou, ek moet 'n skuif in jou kop en in jou hart regkry, want die Here wil hê ons moet waardig ons roeping loop. Maar as jy nie jou waarde verstaan nie, gaan jy kan loop as iemand wat waardig is nie. Dit is baie eenvoudig. Wat is jou denke oor jouself? En ek wil regtig jy moet saam my dink hieroor volgende. Wat dink jy van jouself? Wat praat jy van jouself? Wat voel jy oor jouself? Daai is die waarde wat jy eintlik in jou hart het rondom jouself. En as dit nie is wat Christus betaal het nie, gaan jy baie keer sukkel om deur die koning gebruik te word, want jy gaan nie voel jy is waardig nie. Nou wil vandag gaan dit induik, en die Here vertrou om jou kop en jou hart te skuif, en jou eintlik gevaarlik te maak in die koninkryk van God. Amen. Is julle reg daarvoor? Ek wil 'n grappie vir julle vertel, net voor ons begin. Hoekom? Want ek sê lus. So ek dryf 'n demoon uit so 2 weke terug in Malawi, kom in die bos by 'n vrou, en die volgende oomblik begin die demoon beweeg. Die vrou het soveel pyn, sy sit daar,
En sy sê vir die tolk, sy is besig om uit te paas van al die pyn, letterlik, sy wil uitpaas, so seer is sy. En die demoon beweeg van haar skouer na haar bors, en terwyl ek hom aanspreek, en ek laat haar repent omdat sy by die Sangoma was, beweeg die demoon af na haar blaas toe. Sy sê, dis nou hier onder. En volgende sê sy van, ek moet gaan piepie. Ek sê, gaan. Sy hardloop toilet toe, sy kom terug, maar sy lag uit haar maag. Ek sê, wat's fout? Sy sê, as I was on the toilet, the demon came out. And the pain was gone. So ek wil net sê, ek hou die rekord vir die enigste ou wat 'n demoon kon afpiepie. Amen. So daai stupid joke gaan julle vir die volgende 20 jaar hoor. Ek wil nou al sê, oor 20 jaar gaan julle nog steeds hoor. Hy was 'n baie cool wonderwerk wat ek nooit sal vergeet nie. Dit was net so lekker. Blaai vir my saam na Markus 8 vers 36 en ek wil sommer daar begin. Nou ek wil weer hê jy moet daaroor dink. Daar sê ons gaan nou die tyd afeindig met nagmaal. Maar ek wil hê iets in jou hart vandag net van wat is jou waarde? Wat is jou waarde? Wat bepaal jou waarde? Wel, 'n prys wat iemand daarvoor sal betaal. Maak dit sin? Nee. Ek onthou jare terug as 'n jong man wil ek vir my 'n BB gun koop. En ek stap by die Chinese winkel in en ek vra vir die vrou, want dit is 'n duur BB gun. Hierdie is soos die meneer BB gun. Ek sê vir haar, wat is jou garantie op hierdie geweer? Sy sê daar's nie een nie. Ek sê, wat bedoel jy? Ek sê, as ek uitstap en hy breek, en sy sê, jy mag hom nie terugbring nie. Want sy het geweet, daai ding het geen waarde nie. Nee, haar reaksie was, hierdie ding is eintlik waardeloos. Haar reaksie was die tweede patroon wat jy skiet. Wie, deesdae dalk nie meer nie, deesdae is daar goeie goed van wat dalk van China afkom, soos al hierdie karre. Maar wie onthou toe ons jonk was, made in China was soos, nee. Nuwe generasie weet dit nie, maar ons was, as jy iets wil koop wat gemors is, dan koop jy iets wat made in China was, nee. Dit het net nie waarde nie. Wat was die goedkoopste? Jy kon 10 koop vir die prys van een ding wat daarop staan, made in Switserland. Nou vandag wil ek vir jou vra om in jou kop en in jou hart te dink, wat dink jy van jouself? En wat jy van jouself dink, gaan baie keer wees die aksies wat jy uitvoer. Ek glo met alles in my, dat ek 'n koningskind is. Ek glo met alles in my, dat hy my geroep het. Ek glo met alles in my, dat ek gesalf is deur hom. Ek wil glo die prys wat hy vir my betaal het, is wat ek werd is. En dis 'n ander ballgame. My gebed verander, my wandel verander, my denke verander. Ek is oop vir die Here om deur my te manifesteer, want ek verstaan my waarde. En vandag as jy nie jou waarde verstaan nie, gaan dit rondom jou manifesteer. As jy jou waarde verstaan, gaan dit rondom jou manifesteer. En onthou by Beweegkerk, enige van ons Beweegkerk, ek sien ons Wellington pastors is hier vanoggend. Wel dan, hulle het 'n sonopkomsdiens gehad en ons nie. En ek is bly ons het nie 'n sonopkomsdiens gehad nie. Ons sou regtig nat geword het. Maar is lekker om hulle hier te hê. Markus 8:36. Wil ek eers begin. Want wat sal die mens betaal as hy die hele wêreld win en aan sy siel skade ly? Wat sal 'n mens betaal as hy die hele wêreld win en aan sy siel skade ly? Ek praat eendag met 'n vriend van my. Ons ry, ek dink ons was op pad Nieuweland toe. Dit nog Nieuweland was om 'n game te gaan kyk. En ek sê vir hom, jy seker die ongelukkigste ou in die wêreld wat ek ken. En ek kan sien hy raak baie geïrriteerd met my en hy sê vir my, hoekom? Ek sê wel, jy is die ou met die meeste geld wat ek ken, wat nog nooit die Here gekies het nie, net doen wat hy wil. Jy's reg op pad hel toe. Ek sê jy die hele wêreld met nie Christus nie. Hoe hartseer is dit? Nou duidelik was dit toe 'n baie stil
dag vorentoe. Want ek het hom gekonfronteer oor 'n plek waar sy waardesisteem die wêreld was en nie Christus nie. Wat gee vir jou waarde? Wat gee vir jou waarde? Weereens, ek wil nou vir jou sê, die hele wêreld, jy kan die hele wêreld vat en ruil. Jy's meer werd as dit. Hoor wat hy sê wat? Hy sê, as jy die hele wêreld gee, want wat sal dit 'n mens baat, as hy die hele wêreld win, en dan sy siel skade ly? Jy het nie aan jou siel skade gely nie, want jy het Christus as jou redder, jy het hom aangeneem, jy het die prys wat hy vandag betaal het gevat, maar ek moet jou kry vandag om dit te besef. Ek moet jou kry om dit te dink, ek moet jou kry om dit te wandel, ek moet jou kry om dit te wees, want die vyand wil jou op 'n plek hê wat jy dink soos 'n wurm, wat jy useless voel, wat jou gebede 'n plek is van jy nie glo die Here gaan jou antwoord nie, waar jou wandel nie waardig jou roeping is nie. Ek wil op 'n plek kry, dat wanneer mense praat van 'n siekte of 'n ding of 'n area waar daar iets is, dat jy vir hulle sê, ek is so jammer ek was nie daar nie, want as ek daar was, sou dit nie gewees het nie. Om David Hogan, ek en hy gesels eendag en ons die vooriewers gesit, ek kan nie onthou eers nie, en hy sê vir my, hy het in 'n area was daar swart plaag, wat dit kom deur die wind of iets, het 'n hele village doodgemaak. Hy sê ons 'n paar mense oor, en sy antwoord aan hulle was, ek is so jammer ek was nie hier nie, want as ek hier was, sou daai plaag dit nie gewaag het nie. Jy kan sê dis arrogant, maar ek wil vir jou sê, ek dink is net iemand wat weet wat sy waarde is. Come on, jy moet uit hierdie ding uitkom. Jy kan nie iets vir die koninkryk beteken as jy nie besef wat jou waarde is nie, en wanneer ons weet wat ons waarde is, kan ons loop waardig. Waardig. Hallo? Wat is jou waarde? Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Jou waarde is Christus. Jou waarde tag op jou is Christus. En ons sal dit nooit besef nie, ons sal nooit die volheid daarvan inleef nie, maar ek wil jou hê om ten minste te probeer. Ek wil hê, jy moet ten minste probeer. Okay. Ek kan nie onthou waar ek was en wat se land nie, maar ek onthou die storie, ons was ook op 'n boot of iets, en daar was ook 'n storm, en ek onthou die mense se gesprekke, want hulle almal het my geken, was is toe maar JC is hier, die Here gaan ons spaar. Nou JC is arrogant, nee. Okay. As daar iets gebeur, en die vyand kom, moet almal sê, toe maar gelukkig is John daar. John is hier en hy verstaan sy waarde. Ons het een ou nodig om sy waarde te verstaan, en almal om dit sal die voordeel daarvan kry. Een ou om sy waarde te verstaan. Ons vorige trip wat ons terugkom het nie, hierdie vorige trip van die buiteland af Malawi, begin die vliegtuig val, hy gaan deur sulke dips. Dis baie interessant. Daar's klomp nonne wat saam met ons gevlieg het. Nou ek het 'n idee, hulle verstaan nie hulle waarde nie. Want hulle het begin huil en skree. Maar ons geesgevulde ouens wat lief is vir die Here was soos woe! Woe! Ek was soos julle is regtig weird. Inteendeel, toe die laaste een klaar is, ek soos is dit nou dit. Hierdie was so goed, dit was lekker, soos woe! As jy nie jou waarde verstaan nie, wat gebeur in 'n tyd van nood? Jy verloor dit. As jy jou waarde verstaan, is jy soos woe! Ag, whatever.
Nou ek wil 2 beginsels hier vir jou vasmaak. Is, as die Here jou gered het toe jy van die pad af was, hoeveel te meer het jy nie nou waarde nou dat jy gered is nie? Wat is jou waarde nou? Onthou, hy het die volle prys betaal toe jy eintlik dit glad nie verdien het nie en eintlik regtig nie so great was nie. Jy was heeltemal teen hom. Hy het toe al 'n prys vir jou betaal. Maar nou dat jy gered is, nou dat jy lief is vir hom, nou dat jy vir hom gaan, nou dat jy uitverkoop is vir hom, wat is jou waarde? It's on 'n ballgame. Ek sit met die span laasweek en die een aand, nou moet jy besef, dis 'n bietjie 'n logistieke probleem om enigiets te doen daar, want jy moet baie ver travel, jy moet op 'n boot ry, dit is moeilik. Maar die een aand sal 'n groot storm, en ek sê vir die span, vanaand gaan 'n groot storm wees, maar kom ons maak 'n call, en ons hou 'n crusade vanaand, al reën ons nat, al kos dit alles, ek wil vanaand in my waarde staan. Weet gebeur, ons sê amen na die crusade, honderde ouens neem die Here aan. Ons het, ek dink ek vir die span gesê, oor die 800 wonderwerke hierdie week gesien wat verby is. 800. Oor die 800. Een van Hillsong se hoofde was saam met ons gewees, John, Australianer. Hy's regtig weird. Ek hou baie van hom. Hy's regtig weird. Hy sê, JC, hy sê, I've summed up Hillsong and Beweeg Kerk. Hy sê, we are the party boat and you guys are the warship. Hy het net saam die worship 'n bietjie gekom, hy is moeg vir die party boat. Sê ek net kom saam hou. Maar in 'n geval, dis funny. Nou ry ons en ons sê amen, en toe ons amen sê, toe kom die storm na ons toe. Toe ons net buitekant die storm kom, ons alles opgeslaan het, toe lê daar takke en bome oor die pad, bome uit die grond uitgeruk. Hoor gou mooi, toe ons die crusade gehou het, omdat ons waarde verstaan wie ons is, kon ons in die middel van die storm staan en die evangelie versprei, en reg rondom ons word bome uit die grond uitgeruk. Man, moenie amen nie, glo dit. Glo dit. Amen. Dit was so cool. Ons het letterlik uitgereik, sê vir die ouens, dit het gereën reg rondom ons, en hier lê takke en bome oor die pad. Chaos. 'n Massiewe storm het om ons gewoed. En in die middel was ons, want ons is waardig, want ons verstaan waarde. Hallo. Hallo. Dit was so cool. Dat was so cool. Romeine 5:7. Blaai vir sien toe. Want duidelik sal iemand vir 'n regverdige sterwe. Vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterwe het toe ons nog sondaars was. Wat is die volgende woord? Veel meer. Veel meer. Hoor gou mooi, toe jy sondaar was, het hy vir jou gesterwe, en ons was nie goeie mense nie. Ons het dit nie alles bymekaar gehad nie. Ek weet nie van jou nie, maar ek was 'n regte klein rebel, klein moegoe. Okay? En die Here kom, en hy kom sterf vir my op daai plek, nê? En hy kom betaal 'n prys vir my, toe ek niks het om te offer nie. Maar nou sê hy veel meer nou. Jy wat Jesus aangeneem het, jy wat sy kind is, daar's veel meer nou. Ek wil dit vir jou lees daar, hy sê veel meer dan sal ons, nadat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toring. So wat dink jy oor storms? Wat dink jy oor die toring?
Wat dink jy oor wat in jou lewe aangaan? Ek wil vir jou sê, as jy die prys verstaan, as jy die prys oordink, as jy die prys toelaat om jou hart te spoel, sê hy veel meer nou. Ek moet jou net kry om jou kop te swaai, jou hart te swaai, sodat jou aksies in lyn kom met die prys wat betaal is vir jou. Ek kon daai aand vir die span gesê het, luister, ek dink nie dis die moeite werd om 'n crusade te hê vanaand nie, want die weer sê, kom 'n storm op. Of ek kan sê, Here, kom ons bid en hoor by U wat moet ons doen. Kom ons bid en ons hoor wat moet ons doen. Ons het ons oë toegemaak en die Here gesoek en ons almal het gesê, ek onthou ek nog vir die span gesê, come hell or high water vanaand. Die aand voor het die storm ons geslaan op die water, nê. Ja, heerlikheid. So die aand voor het ons ook 'n crusade gehad. En ons ry met 'n boot basis toe en die volgende oomblik, toe slaan 'n storm ons op die diep water. Wat jy nie voor jouself kan sien nie. En ek het nie gehuil nie. Karla het nogal gesê, nadat sy sê, JC, het ek geweet ons is regtig in die moeilikheid, toe jy doodstil begin bly. En net voor jou kyk, dis ek sê, hy maak nie eers stupid jokes nie. Ons is regtig in die moeilikheid. Maar nou hier is die ding, die disippels in die storm. Al wat ek vir die Here vra is, Here, gaan ons okay wees? En die Here sê, ek het jou, ontspan. Okay? En die mal Australianer hier agter my sê, woe, party boat, woe. Dis halleluja. Ek kom by ons ons gaan vanaf saam met ons Malawi toe gaan, hulle is mal oor. Ons te weer mag. Gaan van nou Openbaring 12 vers 11 toe. Ek wil net met hieroor dink. En hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. En hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie. Hulle het hom oorwin deur wat? Hulle het hom oorwin deur bloed. Wat sê bloed? Prys. Wat sê prys? Verstaan die prys wat vir jou betaal is. Wat is die uitvloei daarvan? Is my aksies bepaal wat ek glo ek werd is. So hier is die realiteit, wanneer die vyand vir jou kom, wanneer jy omring word, wanneer daar oorlog is reg rondom jou, wanneer jy voor 'n hekse vir Sangoma staan of whatever, petrol tank. Dit wat jy glo van Christus sal reflekteer daar. Dit wat jy glo van die prys wat vir jou betaal is, sal reflekteer daar. Dit wat jy nou glo van hom, reflekteer klaar in jou lewe. Wat jy glo jy werd is, reflekteer nou al. En ek wil vir jou sê, as dit sleg is dit tyd om te repent en verstaan die prys jy betaal word, wat vir jou betaal is, en in dit te begin wandel, in dit te begin loop, in dit te begin glo, in dit aksies te begin vat. Hallo. Jy is regtig waardig. Jy is waardevol. Jy is die kosbaarste besitting. Hoor gemooi, wat is die hoogste voorreg? Die hoogste voorreg is om vanoggend hier te staan en voor julle te staan. Dis die hoogste voorreg wat enigiemand kan kry in die lewe, is dat God jou met mense toe vertrou. Dis die hoogste voorreg. Hallo? Want jy is kosbaar. Maar jy moet dit snap. Dat gaan alles bepaal. Nou wil weer vir jou sê, en ek sien net soveel keer as ek voor demoniese magte staan of goed staan, as ek sê, julle het geen idee wat nou voor julle staan nie. Jy gaan nou pak slaag kry. Want my mentaliteit is wat? Ek weet wat ek werd is. Hallo? Ek weet wat ek werd is. Wat dink jy van jouself op die oomblik? Wat dink jy van jouself? Kom aan kerk. Wat dink jy van jouself? Wat gaan in jou hart aan? Wat gaan in jou gedagtes aan? Hoe praat jy met jouself?
Hoe lyk jou wandel op hierdie oomblik? Is dit waardig, waarde? As ek by elkeen van julle kan staan en net oor jou profeteer vandag oor wat die Here oor jou sê, sou ek. Maar om iets aangaan by jou in 'n tyd soos vandag. Jy het vanoggend gedink jy gaan 'n lammetjie hier voorsien en fotootjies daarvan, dit gaan hierdie tradisionele diens wees van 'n lammetjie. Nee, my chom. Hierdie is 'n weermag. Hierdie is 'n oprigtingsplek. Hierdie is 'n plek waar ek jou gaan wakker kry om dit in te loop wat hy vir jou het. Galasiërs, Galasiërs 2 vers 20. Hoor gou hier. Ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Daai is soos 10 preke in een. Daai's groot. Ek wil vir jou vra, hy sê wat? Ek is met Christus gekruisig. Met ander woorde, jou ou vrot waarde van Jannie Jammer is gekruisig met Christus. Dit leef nie meer nie. Hy sê ek is met Christus gekruisig. Hy sê wat ek nou leef, my stem het eers Sondag weer reg is. Wat ek nou leef, leef ek nou in wat? Die prys wat vir my betaal word. Ek kan daai geloofstappe vat. Ek kan in 'n storm staan. Ek kan want hy het. Ek kan want hy het. Ek kan want hy het. Come on. Jy's waardig, kerk. Ek gee nie om wie wat van jou sê nie. Jy's waardig. Ek gee nie om wat die land van jou sê nie. Jy's waardig. Ons moet hier hierdie ding breek, want dan sal jy waardig optree. God het dit. Hy's vir my. Hy's in my. Hy's met my. Hy's op my. Wat ek nou leef, leef ek in hom. En ek is jammer as mense jou afgetakel het. Ek is jammer as ouens jou sleg gesê het en jy het dit begin glo, maar dit stop vandag. In Jesus naam sal jy waardig lewe. Jy sal opstaan en jy sal gevaarlik raak. Hoor gou mooi. God het Jesus gestuur om vir jou identiteit te gee. Die vyand se grootste aanval op jou lewe is identiteit. Daar is hordes ouens wat lief is vir Christus, maar ons min ouens wat waarde verstaan. Want wanneer jy waarde verstaan, lyk jou loop anders, jou hoop lyk anders, jou profetiese woord lyk anders, jou gebede lyk anders. Jy roep uit, Abba Vader. Abba Vader, ek moet sê, ek erken as ek sê vir my vrou na hierdie week, al hierdie battles wat ons deur is, sê ek het vir counselling gegaan by myself. Wat beteken counselling by myself? Ek het met die Here gesels oor alles. En dit sê, Here, hierdie was 'n tawwe week. Ek dink ek het amper alleen vir 600 mense gebid, die kinders alleen, nie die groot mense nie. Ek het al die kinderrye gevat. Maar ek wil vir jou sê, uit daai plek uit, elke keer wat ek benoud voel of vrees voel of enigiets voel, as ek sê, Here, praat net met my en hoor gou mooi, jy kan uitroep, Abba Vader. Jy het nie 'n gees van vreesagtigheid gekry nie. Die punt wat ek wil maak, jy het nie meer 'n gees van die wêreld nie. Jy het 'n gees van die lewende God in jou en uit daai plek uit kan jy sê, Abba Vader. Dis anders met hom. Ag, ekskuus, geliefde in Christus Jesus. Daar is 'n verskil. Nee, jou roep is anders, jou praat is anders, jou gesels met hom is anders. In die middel van wat ook al kan jy sê, Abba Vader, al wat ek nou nodig het is hierdie U. Skielik voel jy net, hy sê raak rustig. Jy's baie werd. Jy's baie werd vir my. Raak rustig. Skielik kom die vrede van die Here. Ek wil weer vir jou lees. Ek is met Christus gekruisig.
40, halleluja. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur geloof in die Seun van God, wat my liefgehad het en homself vir my opgegee het. Ek wil jy moet verstaan dat die ou langs jou is ook waardig. Die ou langs jou is waardig. Die ou langs jou is werd. Nee, wie hou van 'n goeie aksiefliek? Nou, 'n sekere tyd van die jaar, hierso van so 8 maande voor Kersfees, wat Kersfeesflieks voorkom. En my vrou geniet 'n goeie Kersfeesfliek. Dan lê ek en kyk saam met haar en ek word so 7 keer wakker in die fliek. Dan sê ek vir is iemand al geskiet? Nee. Is al 'n hijacking? Nee. Is al vinnige karre? Nee. Wat het gebeur? Hy het tog gevra om te trou. Hulle het by mekaar uitgekom. Ek sê dis ook mooi, liefie. Nee, is pragtig. Ek is bly die hele hulle eindig almal dieselfde. Daar's nie een kers. Kyk, ons gaan nie daar nie. Maar die punt wat ek wil maak is ek wil eintlik aan die ander kant toe gaan en eintlik myself baklei en vir jou sê elke aksiefliek leer vir jou dat lewe nie waarde het nie. Hoor, as jy in die wêreld vandag kyk, mense het nie 'n issue met iemand wat doodgaan nie, as maak nie 'n groot ding daarvan nie. Dis ag jy nog another one bites the dust. Die vyand wil jy op 'n plek kry wat mense nie meer waarde het nie. Hy wil ons eintlik saggies soos 'n parra in 'n pot kook. Net so dat jy nie uitspring nie, net saggies subtiel, almal maak mekaar dood en jy's baie keer kyk en dan van hierdie gedink ek, ja, dis net dood op dood op dood op dood op dood, maar ek luister eendag na 'n baie slim ou, slimmer as ek. En hy maak hierdie stelling, hy sê that what people adore, that is the norm. En hy praat oor 'n persoon wat swanger is. Ek gaan ook weer op tone trap, halleluja. Wat swanger is en wat vorentoe kom en nie getroud is nie, universiteitsstudent en almal klap hande en hy sê dit is die standaard wat vir almal aanvaarbaar is vandag. En ek onthou hierdie in my kop en ek sit in 'n fliek in Silverton, nie Silverton nie, wat is die middestad daar in Pretoria? Nie Silverton nie. Sunnyside, R5 poppie. Toe ek 'n universiteitsstudent was, vir R5 kon jy gaan fliekie daar toe ek op Bybelkollege was. Jy was 'n glow in the dark, ja. Jy en jou pa is die enigste wit ouens in die hele plek, maar R5 se bargain. En ek sit daar en ek kyk hierdie aksiefliek en hulle skiet hierdie ou se kop af in 'n oomblik. Weg is sy kop. En almal lag en cheer en ek besef toe hierdie is die standaard. Daar skok dit my. Wat wil ek vir jou sê? Dat lewe het niks geword nie. Hoekom? Want die vyand wil hê lewe moet niks werd wees nie. En sy grootste aanval vandag op jou gaan wees dat jou lewe niks werd is nie. En jou optrede gaan wil hy hê moet wees asof jy niks werd is nie. Nie daar verval nie, jy is baie werd. Maak dit sin vir jou lang verduideliking hoe jy dit gekry. Ek het 3 skrifte waarmee ek wil afsluit. Hierdie is so cool. Blaai van na Romeine 8 vers 15 toe. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kindskap, deur wie ons roep, Abba, Vader. Stop gou daar. Wie glo regtig, nie hand op te steek nie, in jou hart, dat die God wat hemel en aarde gemaak het, is jou Vader? Wie glo in jou hart, dat wanneer jy uitroep na hom toe, roep jy uit na die God wat hemel en aarde gemaak het? Wie glo in jou hart, dat jy kan sê, Abba Vader, dat jy jou dadelik hoor? Paar jaar terug bid ek vir iemand en ek sê, Here, hierdie was 'n gekompliseerde ding. Ek kan nie eens onthou wat dit was nie, maar dit was regtig ingewikkeld. Ek onthou dit. Hierdie was 'n proses wat moes gebeur het. Ek sê, Here, ek weet U hoor my altyd. Wat sê Jesus vir die Vader? Ek weet U hoor my altyd. En ek wil vandag vir jou sê,
jou waarde is, hy hoor jou altyd. Jy moet dit glo. En ek onthou ook vir die Here gebid het, en die volgende oomblik, binne 'n paar sekondes antwoord hy my. Dis letterlik alles verander voor my. Daar kom 'n oproep in, daar kom 'n release, en ek was soos, ek onthou ek het so opgekyk en gesê, ek weet iets in my, en ek weet iets bo in die hemel, maar Jesus, daai was vinnig. Daar was nie 'n delay nie, daar was nie 'n buffer gewees nie. En ek onthou ook vir die Here sê, van nou af, Here, weet ek, U hoor my altyd. En as ek sê, Abba Vader, weet ek, U het dit net daar. Ek sal nooit weer verander 'n manier van dink nie. Ek wil vandag vir jou sê, omdat jy werd is, glo dat hy jou het, dat hy jou hoor, dat hy vir jou is, dat hy antwoord. Wat dink jy van jou gebede? Wat dink jy van jou gebede? Ag Here, as U my waardig ag vandag, wees hierdie sondaar tog genadig. Tot ek is moeg as jy so bid. Tot ek is klaar uitgeput, en ons nog eers begin nie. Mense aan die een, Here van die leerskare, my koning van konings, ek weet U hoor my, en ek weet U is reg om te antwoord. Here, ek het U lief, en ek weet U het hom lief. Here, ek vra dat U sal opdaag nou. Boshe sarabakati. Ek glo dat U almagtig is. Ek glo dat U vir my is. Ek glo dat U met my is. Ek glo dat U op my is, Here, en ek glo dat U my nou gaan antwoord. O Here, wees hierdie sondaar tog genadig. Kan ons verander? Kan ons die Here vertrou om 'n kragtadige kerk te wees? Kan ons die Here vertrou om gevaarlik te wees? OK. Want as jy bid, is dit Abba Vader. As jy bid, is dit Abba Vader. Kolossense 3 vers 2, gaan vir sin toe. Ek gesê 3 skrifte, nê? Ja, ek het nie gejok nie, dis regtig 3. Hang af van wanneer die 3 begin, maar ons regtig 3. Kolossense 3 vers 2. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Want jy het gesterwe en jou lewe is saam met Christus verborge in God. Luister gou vir my. As jy verstaan die prys wat jy betaal het, vir jou betaal is, gaan jy anders dink. Hallo. Het al in 'n situasie gekom en jy sê, o, hier's groot moeilikheid, of jy sê, hier is hierdie gaan goed uitdraai. Wat se situasie ook al voor jou is, jy kan in 2 rigtings dink. Jy kan uit die hemel uit dink omdat jy waarde het, of jy kan soos 'n wurm op die aarde nou maar net wees. Ek is soos, joh, elke keer as daar 'n storm kom of elke keer as daar iets gebeur in my lewe, is ek soos, hierdie gaan so goed uitdraai. Jesus, Here, ek het 'n verwagting in U. Jesus, Here, ek glo U die beste vir my. Here, come on, ek kan nie wag om te sien hoe U hierdie gaan hanteer nie. Here, U gaan my vyand, U gaan vir my 'n feesmaal en voor my vyand maak. Kom aan nou, ek weet nie wat jou storm is nie, maar ek weet, jy kan either dink, hierdie gaan jou verwoesting wees, of jy kan dink, hierdie gaan 'n massiewe celebration vir die Here wees. Ek wil jy moet dink aan Israel, waar die Here vir hulle sê, hey, loop om die stad en skree soos malletjies. Wie het ooit gedink dit gaan so uitwerk? Ek kan nie dink, die ouens wat aan die binnekant van die stad was en soos, ja, daai son steek op sy ergste vlak. Check hierdie mal goed, hulle loop om die stad en dan skree hulle op ons. Maar hulle het nie besef, daar's waarde aan die volk van God nie. Al wat ek jou wil kry is, waardig te wandel, volgens wat hy oor jou sê. Dis al wat ek wil hê jy moet doen, is dat jou stappe sal wees soos iemand wat duur gekoop is.
Ek is regtig 'n ewige optimis. Regtig ek. Dis vir my regtig moeilik om te dink dat dit nie gaan goed gaan nie. Regtig. Ek's 'n ewige optimis. Dis vir my maklik om te onderskei waarmee die Here besig is. Dis vir my maklik om te sien hoe die Here die ding gaan uitdraai. Inteendeel, ek's baie keer te positief. Kan 'n mens te positief wees? Jy gaan my nooit vang in 'n hoek sit en huil en ek is soos, yes. Ek kan omring wees deur 80 ouens en ek sal en ek sê, julle kan duidelik nie tel nie. Julle nie so nie. Ons gaan julle vandag reg kry. Amen. Amen. Jou waarde moet inskop vandag. Veral in 'n tyd soos vandag moet jou waarde inskop. Hoor hierdie amazing stuk, Efesiërs 4 vers 1, is julle daar? Wat's fout met julle? Blaai sien toe. Kom ons eindig hiermee. Ek vermaan julle dan, ek, die gevangenes in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Waardig en waarde is aan mekaar gekoppel. Stop gou daar. Ek lees hierdie en die Here sê vir my, waardig is gelyk aan waarde. As jy waarde verstaan, gaan jy waardig wandel. Hallo? Ek wil so ver gaan om te sê, dames, as daai mannetjie jou alles beloof en hy vat in jou hand, steek hom met regter in sy gesig en sê vir my, ek is 'n kind van die lewende God. Jy raak nie aan my waar jy nie mag raak nie. Ek's waardig. As jy hele lewe moet dit reflekteer. As iemand jou vervloek, nee my chom, sorry. Hierdie gaan ek nie vat nie. Ek is waardig. Okay. Se weermag teen jou opstaan. Julle kan nie tel nie. Okay. Ons 'n prys aan jou. Ons 'n prys aan jou gekoppel. En dit staan dat ons leef volgens die waarde wat ons is. In 'n tyd soos vandag, in 'n tyd van die bonatuurlike, in 'n tyd wat die natuurlike die bonatuurlike moet word, moet jy waarde wandel. Ek gaan afsluit met hierdie gebed en sluit sommer jou oë. Johannes 1:11, 12 en 13 sê dat almal wat hom aangeneem het, die wat aan hom glo, gee reg om kind van God te word. Vriende, jy moet eers 'n keuse maak vir hom. As jy staan, jy het nog nooit Jesus aangeneem as jou saligmaker en verlosser nie, jy het nog nooit jou lewe vir hom gegee nie, dan is jy ongered. Die prys is betaal, maar jy moet dit vat. As jy enige persoon is wat dit nog nie gedoen het nie, steek op jou hand. Maak 'n keuse vandag vir hom. Okay. Ek sien nie 'n hand op, sien ek 'n hand. Okay. Ek wil hê jy moet saam agter my aanbid en net die volgende sê. Ek sien nie 'n hand op, 2 hande. Ja, wie staan sê net, Here Jesus, dankie dat U aan die kruis vir my gesterf het. Sê Here Jesus, ek wil vandag vat wat U vir my gedoen het en my lewe vir U gee. Sê Here Jesus, van vandag wil ek U kind wees. Hier is my lewe, dis U sin. In Jesus naam. Amen. As jy daai gebed die eerste keer gebid het vandag, wil ons jou graag ontmoet hier voor. Gaan 'n bedieningsspan wees. Dan vandag doop ons baie mense. En as jy hier staan en jy sê Jesus, daar's 'n groot ding van ons lewe neerlê en in Christus lewe. Dis daai dood wat jy gaan sterf in die doopbad. Jy gaan dood en van vandag af leef jy nie meer nie. Jy leef nou in hom, in die prys wat hy vir jou betaal het. As jy staan, jy sê Jesus, ek is nog nooit gedoop nie.
Ek disturb in my hart. Ons het handdoeke. Okay, kom. Dit sal 'n voorreg wees om jou te doop. So, as jy genesing nodig het, 'n profetiese woord nodig het, okay, of bevryding nodig het, gaan die bedieningsspan hier voor wees om jou te bedien. En dan gaan ek by die doopbad wees, ek en John sommer, en die ouens lekker doop, en die Here vertrou vir 'n sterwe in jouself. Laaste ding is, die Here het vir my 3 fases gewys. Vandag, Sondagoggend, Jesus se opstandingsoggend, en Sondag aand. En al 3 fases het jy nodig vir die tyd van vandag. Ons rede kom ek al 3 dienste hardloop, want ek het 'n baie sterk woord. Maak hierdie naweek 'n fokus op Christus naweek. Kom Sondag aand, Sondagoggend en aand, en ek sien 3 goue sleutels wat die Here vir jou wil gee, wat regtig die hemel gaan oopsluit oor jou. So moet dit nie mis nie. Ek is opgewonde om die hele naweek saam met jou tyd te spandeer. Ek het julle so gemis. Ek wou sê almal moet nou by my kom braai, maar nee, dit gaan nie werk nie. Blykbaar moet ek rus en slaap en gesond word. En maar weet ons het jou lief. Bless jou. Julle moet 'n amazing dag hê.